Ek wat nou 'n jagter en goed is, het gaan dink oor hierdie storie van Dawid en dink ek 'n 12-jarige seentjie wat 'n leeu doodmaak. En nou weet ek wat se met hierdie jagstories en goeters dan weet jy, dit is nogal rof. Ja. Dink jy hierdie 12-jarige seentjie, ek meen ek vat baie sulke jong seuns uit op jagte vir die eerste keer jag en alles, dan dink jy so 'n seentjie het 'n leeu doodgemaak. Dink jy, wat se limits sit ons nie op onsself nie, want wat se krag het ons nie eintlik binne ons nie, wat se autoriteit het ons nie eintlik nie, maar ons besef dit nie altyd nie. Jy weet, dit is hoekom laat ons dit toe in ons eie lewens? Hoekom kan ons nie net by die source bly nie? En dis eintlik waar dis waar jy moet wees. Dis hoekom Jesus kort weggebreek het van die disippels af en gesê het, ek gaan tyd met die Vader gaan spandeer. Want hy het selfs sy geestelike, sy fisiese liggaam, sy fisiese bestaan, het nodig gehad om invigorated te word deur die Vader, deur God, wat die source is, die bron is van alle lewe en liefde en lig en ons kan nie funksioneer sonder hom nie. Dis die ding. Ons kan nie funksioneer sonder God nie. En as ons net weer besef, hy is die eerste hoofprioriteit, dan gaan dinge in jou lewe begin beter gaan. Ek het when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. It's when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Waar begin ek? Nee, ek grap. Julle goeiemôre, welkom by nog 'n episode van die Hansman Show. Vir die van julle wat my nie ken nie, ek is Adrian Skeepers, ek is die gasheer van die kanaal. En soms het ek 'n mede-gasheer, hy is nie vandag voor die kamera nie, hy sit vandag daar agter die kamera. En ons het 'n gas. Dit is lekker om weer 'n gas te hê. Vanoggend sit ek met Eben Visser en ek gaan nou laat hy homself voorstel. Eben is 'n vriend van Julian en hulle gaan saam kerk en Eben het 'n storie. En ek gaan nou net saam met julle sy storie hoor vandag. So ek is baie opgewonde om hom hier te hê, maar voor ons in sy storie ingaan, wil ek net vir julle vra of welkom sê hierso. Ek wil vir julle sê welkom vir die nuwe kykers. As dit jou eerste keer is, baie welkom hier. Vir die ouens wat terugkeer vir 'n tweede of 'n derde of dalk 'n 10de keer, baie welkom terug. Dis lekker om julle hier te hê. Dis regtig vir ons 'n fantastiese voorreg om hierdie te kan doen. Dit is nie iets wat vir ons geld inbring nie, dit is nie iets wat vir ons farm inbring nie, dit is net bloot 'n ding wat bestaan en gefokus is om iemand te inspireer om na die waarheid toe te gaan. En ons weet die waarheid is Jesus Christus, hy is die weg, die waarheid en die lewe en hy is die enigste een wat ons kon red en wat jou kan red. So as jy in 'n donker plek is of op 'n slegte plek is of dalk op 'n goeie plek is, maar jy te soek na iets. Ek beloof vir jou, ek kan jou waarborg. Jy soek vir Jesus. Jy niks anders nie. Jy soek vir Jesus want ja, ek wil nie te veel help ingaan nie, maar ek weet uit ondervinding uit, ek het vir jare lank goed gesoek en hom gesoek op die verkeerde plekke en soms partykeer nog steeds soek ek iets, maar ek besef nie, ek moet eintlik net weer terugdraai na hom toe. Ek moet eintlik net weer bietjie in die Bybel inklim en in gebed inklim en so aan. So dis waaroor dit gaan hierso. So terwyl julle hier is, like asseblief die video, los ons 'n opmerking deur die gesprek as julle iets sien waarmee julle nie saamstem nie of iets hoor waarmee julle nie saamstem nie of dalk iets wat julle aanraak of waarmee julle saamstem, is julle welkom om vir ons 'n opmerking hieronder te los. En dan as julle so gelei voel, deel die video met mense, dit help ons om meer van ons beeldmateriaal voor meer mense te kry. Ons het al oor die 100 gesprekke gehad met ouens en
Eben is omtrent seker nou 111, 112 dalk. Ons is so hier tussen die 110s en 120s nou. En ja, dit is 'n voorreg om jou hier te hê, man. Elke keer, soos ek nou sê, is nou al oor die 100 gesprekke wat ek met mense gehad het, maar elke keer is dit vir my een. Dis elke keer nommer 1 vir my, want dit is 'n nuwe persoon, dis 'n nuwe storie, dis 'n nuwe jy sien altyd die golden thread van hoe Jesus werk. Ja. Jy sien dit in elke liewe storie. Ja. Maar as elke een is uniek. Is net soos in die Bybel, soos elke keer as hy iemand genees het, dis anders. Maar jy sien hom. Jy sien hom in dit. Verstaan jy? So welkom hier. Baie dankie. Dis lekker om jou hier te Ek's hê. excited. Ja, Ek's man. excited vir hierdie. Ek ook, ou. Ek's Ja. excited om te hoor wie Eben is. So ek dink kom ons begin daar. Wie is Eben? Waar kom Eben vandaan? Broers, susters, 'n bietjie agtergrond, laat ons bietjie hoor. Vir die dalk is daar iemand wat nou jou glad nie ken nie of my glad nie Ja, ken so as ek in kort vinnig kan opsom, dink ek as ek dit in 'n paar woorde kan sê is eerstens is ek is 'n pa, ek is 'n broer, ek het 'n ouer broer en ek is absoluut lief vir die Here. En is interessant hoe jy nou begin praat met die mense en so ek hoop dat deur hierdie storie kom dit dalk uit dat jy net weer teruggaan na die waarheid toe en teruggaan na dit wat die Here vir jou het en ek het dit weer onlangs in my lewe ook ontdek. En om terug te gaan na dit toe en die pad wat die Here mense opvat, ek dink dis 'n storie wat mense kan vertel wat baie mense kan aanraak op buite, maar ook vir mense hoop gee. Ja. Dit is op die einde van die dag is dit om vir mense hoop te gee, want ek sien so baie raak op buite deesdae dat mense soek hoop. En dit is vir my belangrik, maar in kort, ek is van beroep is ek 'n professionele jagter. Ek het passie vir die boere. Ek is baie lief vir boere en vir boerdery. Ons boer self ook en ek jag met baie kliënte en dis vir my lekker om daar in die veld ook Jesus aan hulle bekend te stel. Ek het al stories in die verlede ook al van manne wat op jagte wat hulle die Here ontdek het. En ek is maar nie toevallig daar want deur die natuur ontdek hulle die Here. En as ek Here gebruik my waar ook al dit nodig is, kan gebruik my dat ons dit kan daar uitkry. En dit is 'n storie om vir mense te gaan vertel daar buite van, hey, maar kom ons gaan op 'n jag. En kom ons gaan deel die storie daar buite. En jong manne om by die Here uit te kry. Ek het so ruk terug gesien wat een van my goeie vriende by gekuier het en of Willem Engelbreg. Ek en hy het baie lank saam gewerk met toe ons Gear for Life op die been gekry het. So ek het saam met hom die mannekampe gedoen vir Gear for Life en nou dit net soveel meer geraak om manne daar buite te gaan aanraak en 'n storie te gaan vertel en manne op kampe te vat. En ek het 'n passie daarvoor en dit is vir my lekker. Saam met die boerdery en om by boere uit te kom. In Suid-Afrika veral is dit om by ons boere uit te kom want ek ken elke struggle wat 'n boer deurgaan, wat ek self deurgaan, weet ek wat 'n boer deurgaan. Ek weet wat se challenges hy het. En dit maak dit vir my so lekker om te weet, okay, hoe kan ek op so 'n manier op 'n taal wat 'n boer verstaan, hoe kan ek die Here by hom uitkry? En dit is vir my lekker om dit te kan doen. So. Hoorie, dis nogal interessant dat jy dit nou sê want ek's nogal dis vir my 'n baie onderliggende maar 'n deurvloeiende onderwerp in van die begin van hierdie show af, dat ons ek praat altyd van die B-kultuur, jy weet Suid-Afrikaners het hierdie B-kultuur, dis boere, brandewyn bakkies, bier, rugby, bulle, bokke, verstaan, is soos die B-kultuur. En boude en boobs. Kan nie dit uitlos nie. Maar en ek dink soos ons is eintlik gesien Suid-Afrikaners en vir al die Afrikaner volk, die boerevolk is nog altyd gesien as gekoppel aan God. Van kom ons sê jy weet die groot treks, jy weet met die goed wat ons vier nou nog in Desember, jy weet met geloftedag en daai goeders. Ons is nog altyd 'n nasie wat gekoppel is baie soos Amerika wat altyd terugverwys na jy weet One Nation Under God, na hulle Declaration of Independence wat sê dit gaan oor godsdiens, God is die hoof van die nasie. Is baie dieselfde met Suid-Afrika. Maar ek dink die mense besef hoe goddeloos dit eintlik daar buite is nie. Verstaan hoe soos baie ouens en dit is so hierso is die soos ek sê die onderliggende onderwerp wat deurvloei is. Ons is baie maklik
as Suid-Afrikaners, en veral wit Afrikaners, wit Suid-Afrikaners om te sê, ek is 'n Christen, maar ken jy regtig vir Jesus? Ja. Verstaan jy, daar's 'n groot kan ek sê kraans tussen hierdie twee waarhede, Yes. of tussen hierdie twee stellings van ek is 'n Christen en ek ken vir God. Yes. Daar's 'n massive gap. Yes. Right, so ek sien Verseker. jy dit waar jy operate. Ja, verseker, want ek kry te doen met mense wat hy sê hy's 'n Christen en veral ek het 'n paar boere al mee te doen gehad waar dan kom jy op die boer se plaas en ek het my eie storie wat ek dit kan vertel wat ek weet die Here het vir my kom goed wys op die plaas waar ons sit in 'n droogtejaar, net so vinnige testimony. Ons sit in 'n droogtejaar en ek sit op 'n stadium in die veld en ek lees en die Bybel sê waar die Here praat en hy sê ons is aangestel om te heers oor die aarde. En ek sê Here, maar ons kan nie heers as jy nie vir ons reën stuur nie. Ons is afhanklik van jou op hierdie plaas om vir reën. Want as jy nie reën stuur nie, het ons nie gras nie. Die diere gaan nie gesond wees nie. Nou moet ek sê net om agtergrond te skep, rondom my al die ouens se beeste begin vrek in die veld. So daai doodreën hang so reg rondom jou. Ja. En ek sê Here, jy stel ons aan om te heers, maar ons kan nie heers, ons is afhanklik van jou. En ek ry af en ek sê vir my werkers, dit gaan kom reën op die plaas en hulle kyk my so weird aan en sê, hoorie, ons sit in die droogste tyd van wat in hierdie hele area nog ooit was. En jy sê gaan kom reën. En daai volgende dag begin daar reën byval en ek is soos Here, dankie en ek dink dis great, dis amazing. En jy dink jy los dit daar, dis amazing. Die dag daarna wil ek koöperasie toe ry, ek moet by die koöperasie gaan kry. En soos ek ry in die grondpad waar my grense ophou tot in die dorp, het dit glad nie gereën nie. Net op my plaas het dit gereën. En dan besef jy maar hoe groot is die Here, maar hoe is hy ook ingestel op ons as mens dat hy so in detail met jou wil spandeer, in detail met jou by jou wil stop en by jou tyd spandeer en vir jou gee wat jy nodig het. En dit is iets kleins en ek sien op boere se plase waar hy sê hy ken die Here, maar as jy hom sekere goed wys en boerdery wys en jy bid oor, ek het al oor ouens se skape gebid, ek het al oor my eie skape gebid, dan kyk die mense my weird aan en dan sê ek die woord het vir my gesê dat jou skape sal tweelinge en ek het vir Here gesê ek het op hierdie skape nog nooit tweelinge gesien nie, ek wil dit sien. En daai skape ek het vir hulle gaan bid en ek het op 'n woord gestaan en dit siklus na siklus die hele tyd tweeling op tweeling op tweeling op tweeling gegooi. Toe ek van daai skape verkoop toe hulle op tweeling gooi. En dit is vir hom stories te vertel van wat ek al gesien het. Dis cool, ja. En met mense wat jy te doen kry en met die mannekampe ook. Ek kry met mense te doen wat sê ek het al gehoor van Jesus, want dis wat basically waar dit op neerkom is. Ek het al gehoor van Jesus. Maar ek het nog nie vir Jesus ontmoet nie. Ek ken hom self, ken ek hom nie. En daai wat jy dit aan mense kan voorstel vir Jesus regtig kan voorstel aan mense is regtig iets spesiaals en hoe jy kan sien in 'n naweek wat ek op mannekampe met manne tyd spandeer, hoe hulle lewe skielik verander omdat hulle een ontmoeting gehad het met Jesus. Ek maak eendag 'n stelling met 'n preek wat ek doen en ek sê een ontmoeting met Jesus kan 'n hele generasie verander. Ja. En in dit het ek 'n oom wat daar op die kamp gekom het en sy seun moes hom help loop want hy kon nie loop nie. Hy het so erg Parkinsons gehad, hy kon nie loop nie. Ja. En ek sit in ons is besig, ons bedien hierdie oom. En na daai eindste aand wat ek preek en ek hierdie stelling maak, sê die oom hy wil sy hart vir die Here gee. Ek lei hom na die Here toe en ek sê Here, dis amazing. En nou kan jou werke begin. Daai volgende oggend sê hy vir my hy wil gedoop word. Ek doop hom en ek sê Here, maar hierdie liggaam is nou skoon. Ek weier om te aanvaar dat hy nog nie aanraking het van jou gehad het nie. Want hierdie liggaam is nou skoon. So wat ook al die was, moenie meer wees nie. En ek sê nie elke persoon gaan so genees word nie, maar hierdie oom word aangeraak in daai swembad. Hy klim maar uit. Hulle moes hom indra in die swembad want hy kon nie loop nie. Hy loop uit die swembad uit. Ek besef nie dadelik wat gebeur het. Die manne om my staan en begin huil. En ek is soos, wat gaan nou aan? Ja. En ek sien die oom en ek besef toe, hoorie maar, die Here het in 'n oomblik gekom met die oom aangeraak en die oom sê vir my toe hy daar uitklim en hy begin self loop, hy sê vir my, ek het 18 jaar lank gesukkel met Parkinsons, wat ons dit nie kan beheer nie. En Parkinsons is een van daai siektes, jy kan hom nie wegsteek nie. Jy gaan nou nie vir my try dat nice lyk as hierdie ou vir jou gebid het en so nie. Dis iets wat jy kan nie wegsteek nie. En ek is soos, hierdie is great, en hy oom stap, en hy stap vir die jong manne weg, en hy stap en hy begin die kamp opruim en goed, en ek is soos, Here, jy is amazing, hoe jy mense kom aanraak in 'n oomblik, en toe begin ek het 'n stelling gemaak, en toe begin ek besef, wat is daai stelling, van een aanraking, kan 'n hele generasie verander, en dit is presies wat gebeur, en ek is soos, maar, nog meer mense daar buite moet dit hoor, want ons sit met die Suid-Afrikaners, soos jy gesê het, ons sit met die mans in Suid-Afrika wat, hulle het al gehoor van, maar hulle ken nie persoonlik nie, en ek dink dit is waar, my hart is om daai manne daar buite te gaan aanraak en sê hy maar
weet jy wat is jou identiteit in Christus? Kom ons begin daar, want as jy jou identiteit gaan verstaan in Christus, van wie jy werklik is, van wie Christus sê jy is. As jy dit verstaan, dan gaan jy verstaan, maar wat is my rol? Hoe moet ek my vrou hanteer? Hoe sê die woord moet ek my vrou liefhê? Dan gaan jy dit beter verstaan. Dan gaan jy ook beter verstaan, maar wat is my verantwoordelikheid en my rol teenoor my kinders? Hoe moet ek my kinders groot maak? En dan ek dink ons gaan met minder probleme sit in die land waarmee ons sit. As mans weet wie hulle is en hulle regtig hulle rol optel en hulle gaan met dit buite toe. En hulle verstaan dit en dan dink ek ons gaan baie meer mans kan aanraak en ek sien dit al hoe meer daar buite die mans wat regtig hulle identiteit begin verstaan, begin besef maar dit is wat ek nou moet doen. So ja, dit Ek glo dit. Dit is 'n samevatting van die Hansman Show. Verstaan dit? Dit is soos great. Dis hoekom ons jy weet een van ons groot oorhoofse doele is om mans te help besef wat hulle rolle is. Jy weet ons slogan is neem jou rol op en dit is die ding is soos maar wat is daai rol? En dis iets wat ek nie besef het tot ek die show begin het nie. Ek het die show begin om mans te bemoedig en so 3 episodes in toe ek soos Here ek weet nie regtig wat dit is om 'n man te wees, 'n Bybelse man te wees nie, 'n goddelike man te wees nie. Soos jy weet en ons vat soos Dawid dan kry jy ou wat hy gryp aan Dawid se storie en hy hou vas aan Dawid se storie. Yes. Maar hy ignoreer Daniël se storie en hy ignoreer Moses se storie en hy ignoreer Abraham se storie. En dit is nie die Here die karakter van God word uitgebeeld in die hele woord. Verstaan. En dit is die ding wat ek dink baie van ons mis en ek insluitend is kyk holisties na die skrif. Elke boek, elke teks, elke vers, elke ding is 'n ontbloting van God se karakter aan ons. God het 'n oorlogkant, verstaan, wat baie van ons baie gerieflik vir my, jy weet, los God se reg asseblief eerder. Ons praat nou nie oor sy reg vandag nie. Maar God het tog toorn. Daar is toorn agter hom want hy's 'n just God. En dis die ding wat ek kyk onlangs kyk ek 'n gesprek van Sean Ryan, ek weet nie of jy hom ken nie, maar hy daai Josh Howard op. En ek like van Josh Howard en daar's baie ouens wat hy sê hy's 'n vals, ek is net so whatever, jy weet hierdie mense wat ek het 'n groot probleem met ouens wat hulle hele bedienings bou om ander mense se foute uit te wys. Maar in elk geval, ek sê nie hy's perfek nie, maar ek luister na hierdie storie wat hy vertel van hierdie koning wat diefstalprobleme in sy koninkryk het. En het jy dit gesien? Yes. Maar nou vir julle onthaal sal ek nou 'n storie vertel. Ek kan hom nou nie begin en nie klaar maak nie, maar en die mense steel die hele tyd by hom en hy sê okay, maar as jy nou weer iemand vang steel is dit 20 lashes, jy weet en hulle vang die mense en hulle slaan en dit hou nie op nie. En hy sê okay nee, maar as ons nou weer eers 10 lashes, as ons nou weer iemand vang is dit 20 lashes. En so gaan hierdie punishment op en op en op tot dit eintlik nou maar by doodstraf opeindig. Yes. En hier vang hulle toe nou die koning se dogter steel. En nou sê hy soos dis my dogter, maar ek moet just wees, ek moet regverdig wees, my dogter sy moet die punishment vat en hulle sê dit op en die executioner of wat hulle genoem het, daai tyd kom om die lashes uit te deel en hy slaan na een keer en die koning is so stop en almal dink nou gaan hy bewys dat hy is nie 'n regverdige koning nie. Hy gaan dit nou stop en sy gaan nou net een hou kry en dit is nou baie onregverdig en die koning gaan lê oor die dogter en hy sê vir die executioner slaan en die ou sê maar ek kan jou nie slaan nie. Hy sê ek sê vir jou slaan. Hierdie straf moet uitgevoer word. Yes. En dit is so amazing want die ou gaan toe dood, jy weet, en jy ken nou die storie, maar die ou gaan toe dood en maar hy het sy dogter se sonde gedra. Die punishment is uitgevoer, maar hy het die punishment gevat op homself. En hy is dood. Maar in elk geval, dis net soos amazing hoe God is, verstaan? En hy is regverdig. Die straf moet uitgevoer word, maar ons is baie maklik om daai deel van God te vermy. Maar in elk geval, ek het nou weer op 'n tangent gegaan oor God se toorn wat nie eintlik nodig was nie. Maar wat ek eintlik ook net sien is die ander dag 'n ander gesprek gekyk wat 'n ou sê, wat iemand hom vra soos wie is die gunsteling mense
soos target groep met wie hy gaan praat as 'n sendeling en toe sê hy soos met professing Christians. Hulle soos maar hoekom? Maar jy's dan 'n sendeling. Jy's dan 'n disciple, jy weet, jy's soos 'n disciple maker of wat ook. Hy sê ja, exactly. Daar's so baie Christene wat nie weet hoe om by die hemel in die hemel te kom nie. Ja. Hulle weet nie Johannes 14 vers 6 wat sê I am the way, the truth and the life. Hulle weet dit nie. Hulle soos as jy hulle gaan vra vir Christene, okay, maar soos gaan jy hemel toe? Ja, okay, maar hoekom? Nee, want ek's 'n goeie mens en ek doen die regte dinge en ek gaan kerk toe en soos nie een van hulle antwoord want Jesus het my gered nie. Want Jesus het vir my sonde gesterf nie. Ja. Jesus het my punishment op homself gevat nie. Jesus het die lashes in my plek gevat nie. Soos niemand, hy sê dis letterlik, hy het 'n figure gesê, maar ek kan nou nie onthou nie, so ek paraphrase nou maar, sê nou maar 85% van die Christene Ja. met wie hy gaan praat, professing Christians, weet nie dat Jesus is the only way to heaven nie. Ja, en die interessante vir my is dat ons dink in Suid-Afrika dat ons almal weet van, ons ken die Here en goed, maar hier's so baie mans wat ek met dit doen kry, wat hulle ken nie vir Jesus nie. Hulle weet nie wie dit, ek het al gehoor van, maar hulle ken hom nie persoonlik nie en nog nooit van daai ontmoeting gehad en nog nooit deur daai gegaan nie. En hierdie stories wat jy vertel van die Bybel, een ding wat ek opgetel het en ek gaan so bietjie, wil ek gou met jou net 'n agtergrond gee van my testimonie, hoekom ek hierdie wil sê is, is dat een ding wat ek gesien het deur elke storie in die Bybel en in my eie lewe ook, is dat die Here bly konstant daar. Hy het ons nog nooit gelos nie. Hy het my nog nooit gelos nie en ek het deur goed gegaan in my lewe wat ek dink baie min mense deurgaan. Ek het op 'n ouderdom baie vroeg ek was getroud en my vrou is op die ouderdom van 29 is sy oorlede aan borskanker. Ek sit op daai stadium met 'n 4-jarige dogtertjie wat ek self moet grootmaak. En jy sit deur al daai goed en jy soos jy's maar hoe nou, Here, wat nou? Want en die interessante was op die dag wat sy haar laaste asem uitgeblaas het, die eerste woorde wat by my mond uitkom en ek het na haar soos, wow, wat het jy nou net gesê? Toe sy haar laaste asem uitblaas, die eerste woorde wat by my mond uitkom is die Here bly nog steeds goed. En as jy gaan kyk, dan dink jy, wees maar, hoe het jy by dit uitgekom? Hoe het jy dit gesê? En as ek nou gaan terugkyk en jy sien maar, die Here was konstant nog steeds daar gewees. Maak nie saak wat nie, hy is nog steeds daar gewees. Toe ek in daai verskriklike tyd was wat, sorry, dit is verskriklik. My vrou is oorlede, nou is ek met hierdie dogtertjie ek moet grootmaak. Hoe maak ek nou? En net die Here se hand bly sien, hoe hy my bly vashou het en hoe hy bly by my gestaan het en by my gebly het. En ek het in die begin van die jaar weer het ek 'n ernstige gesprek. Ek dink party mans het dit nodig om 'n bietjie ernstige gesprek met jouself te hê. Sê hy, hoorie, waarom is jy besig? Wat is jy besig om te doen? En dit was vir my so 'n oomblik gewees van, hoorie, dis tyd dat jy weer begin ernstig raak oor die Here, want as jy begin ernstig raak oor die Here, gaan hy ernstig raak oor jou. En toe ek dit begin doen, het ek so vinnig hierdie jaar begin weer betrokke raak by mannekampe, wat ek op mannekampe genooi was en daar skielik het ek betrokke geraak en waar ek manne bedien het op kampe en wat dit so geraak het wat ek nou selgroepe het, wat ek familieselle het waar ek gesinne bedien. En ek verstaan die hart van die Vader deur om gesinne aan te raak. En by gesinne uit te kom en hierdie hele jaar praat die Here net van daai storie van 'n man moet sy identiteit verstaan. 'n Man moet sy identiteit verstaan in Christus sodat hy weet wie hy is. Want ek het met beraders gepraat byvoorbeeld en dit is my so interessant geweest. Ek het met beraders gepraat en hulle sê die grootste goed waarmee hulle sit in huweliksberading wat hulle mee sukkel, wat koppels mee inkom is, eerstens sê die man hy voel sy vrou respekteer hom nie. En dan sê die vrou, ek voel my man het my nie lief nie. As jy dit gaan terugvat na die woord, jy sê die woord vir ons dat die man, hy sê man, hê jou vrou lief soos wat Christus die kerk lief het. Dan sê hy vir die vrou, hy sê nie vir haar, hoor jy moet jou man lief hê nie, hy sê respekteer jou man. As ek sê, daar sit ons met die grootste goed en as jy gaan terug kyk na dit en sê maar hoor hierso, as 'n man sy rol verstaan en weet wie hy is, gaan ons nie met hierdie probleme sit nie, want hy gaan weet wat hy moet doen. Soos sy vrou gaan geliefd voel, dan gaan sy voel maar ek kan onder hierdie leiding van hierdie man gaan, want ek het met so baie mense gepraat oor die laaste tyd wat vra ek altyd die vrouens, sal jy submit onder 'n man of sal jy onder 'n man submit? Dan is dit soos 'n vloekwoord wat jy nou net vir hulle gesê het. Hulle sê nee, glad nie. Dan vra ek vir hulle, maar hoekom nie?
Dan het hulle klomp redes, dan kom dit op bottom line kom op neer dat hulle voel nie veilig nie. Hulle voel nie veilig, hulle voel nie die man is besig om hulle goeie rigting te lei nie. Dan verstaan jy, okay, maar daar is dit weer belangrik om sy identiteit te verstaan, sodat hy kan lei in die regte rigting, sodat hy sy kinders kan lei in die regte rigting. En dis vir my interessant hoe alles net saamvat en hierdie goue draadstorie het jy van gepraat het, hoe dit net deurkom, die hele tyd deurkom van wat is dit wat ons moet doen, wat is ons as man se werk, en dan sê ek eers maar, ons as mans in Suid-Afrika het nodig om uit te gaan na buite toe, ons moet ander mans om ons gaan optel, sê hy, maar hoor hierso, hier's 'n verskil wat ons kan maak, ons moet 'n bietjie dinge verander, ons het te veel, soos jy gepraat het van die B-kultuur, ons het 'n bietjie te veel in van die ander goed inbeweeg, ons moet 'n bietjie terugkom na wat se waarheid toe. Ja, hier is die enigste B wat saak maak. Dis eintlik waaroor dit kom. Dis die Bybel. Ja. Die realiteit is, en ek glo wat jy sê van identiteit, want die ding is ek het deur 'n identiteitskrisis gegaan ook, die laaste paar jaar. En dit is ook omtrent die laaste jaar wat ek eers weer kind of op die plek gekom het waar ek besef het wie en wat ek is in Christus. Yes. En dis die key is in Christus. En Paulus sê, dis nie meer ek wat leef nie, dis Christus in my. So, dis die eerste stap, is om jouself neer te lê. Soos Jesus vir sy disippels sê, tel op die kruis elke dag en volg my. Verstaan, en dis die ding is soos, okay, kom net op 'n punt waar ek Jesus volg, waar ek Jesus soek, ek klop aan die deur, ek vra, ek verstaan jy, dit is soos, dit is waar jy moet wees, jy moet honger wees vir Jesus, jy moet honger wees vir daai identiteit, jy moet soek. En die ding is, ek kon nie lei in daai tyd wat ek nie geweet het, ek het gedink ek lei, maar dan lei jy uit 'n plek uit van wêreldse autoriteit, of valse autoriteit, ek hou daarvan om te sê valse autoriteit, want ons vat die Bybel, die autoriteit wat ons gegee word in die Bybel, en ons pas dit toe maar in 'n wêreldse hoedanigheid, en ons is soos, nee, dis nie die autoriteit van Christus nie, dis nie die gesag van Christus waarmee jy nou leef nie, dit is 'n valse gesag, wat jy aantrek, omdat die Bybel sê, jy is die hoof van die huis, en dit is gewoonlik wanneer dinge begin skeefloop, maar as jy dit toepas, daai gesag met die wysheid van Christus, en dan is dinge besig om dan gaan dinge verander, en so ek moes 2 jaar, dit het my 2 jaar gevat, en ek wil graag vir mense, hulle moet besef, dis nie so nie, want ek love wat jy gesê het van jou vrou nou, en jammer daaroor, dis aaklig, ek het 'n ander vriend, Mary, wat ook deur dieselfde storie is, nou verlede jaar sy vrou verloor aan kanker, in 'n geval, dit is aaklig, en om in daai oomblik te besef, in die diepste, donkerste oomblik van 'n ou se lewe te kan sê, Lord, you are still good. You are still God. Yes. Al, soos daai oomie wat jy gedoop het, wat as hy nie genees is nie? Wat dan? Yes. Is God nog steeds goed vir hom? Verstaan jy wat ek sê? En dis die ding wat God my op challenge die laaste ruk, soos, wat as ek nie deurkom vir jou nie? Op die manier wat jy verwag nie. Verstaan, wat as ek nie wat as jou vrou in 'n karongeluk doodgaan nou? Want ek bid altyd vir my vrou voor sy ry. Yes. Nee, soos Here, wees asseblief by haar, bring haar veilig terug. Maar dan so nou en dan kry ek hierdie vraag soos, wat as sy nie terugkom vandag nie? Of wat as ek nie terugkom vandag nie? Of wat as my kind nie terugkom vandag nie? Wat dan? Is God nog steeds goed? Is hy nog steeds op die troon? Is hy nog steeds die Here van my lewe? Want is maklik om te sê God is goed wanneer dit goed gaan. Ja. En dis die ding is soos, maar weer eens, dit kom alles terug na daai identiteit toe, en op identiteit wil ek net 'n vinnige storie deel, en dit is 'n Bybelse storie, dis Dawid, maar dis iets wat God aan my geopenbaar het in die storie van Dawid en Goliat, daai klein deeltjie van Dawid se massive storie. Jy weet, dis vir ons die hoogtepunt in die storie, maar daar's baie ander cool dele. Ja. Maar daar's waar hy ek lees eendag die storie, en ek lees weer die oorlog deeltjie van waar hy nou teen Goliat gaan veg, en in daai oomblik waar Saul vir hulle sê, gee vir hom my wapenrusting, en hy trek dit aan, en hy kan nie beweeg nie, is dit asof die Here vir my sê in daai oomblik, so, maar dit is nie my wapenrusting nie. So. En toe hy dit aantrek, toe kon hy nie beweeg nie, toe is hy vasgevang, hy's restricted, verstaan jy wat ek sê? Want die Bybel sê pertinent, he couldn't move. En dit is
Vir ons is dit nou baie maklik om te verduidelik, ja, want dit was te swaar vir hom. Maar Dawid was 'n breker, ou. Verstaan jy? Soos ek weet, Ja. hy was net 'n 12-jarige seentjie op daai stadium, 12 of 13 jaar oud. Maar hy het al op daai punt het God hom al die krag gegee om 'n beer dood te maak en om 'n leeu dood te maak. Dit is nie asof hy nie 'n stukkie amer kan optel nie. Verstaan jy? Ek weet die amer was swaar en die Bybel sê dit, maar in daai oomblik besef ek net soos hy die verkeerde identiteit aangaan. Hy het gegaan in daai oomblik wou die koning Saul wou sy autoriteit op Dawid sit en Dawid gesê nee. Yes. Ek gaan God se autoriteit gaan beklei. Ek gaan nie in jou autoriteit gaan beklei nie. Ek gaan nie in 'n aardse autoriteit nie. Ek weet wat is my identiteit in Christus. Seker. En hy het dit bevestig toe hy voor Saul gaan staan en sê ek kom in die naam van die Vader en van die God van Israel, die God van die leerskare van Israel. Yes. En hy gaan jou in my hande oorgee. Nie ek of die Israel of die koning Saul nie. En daai identiteit. Wanneer ons besef, dis hoekom ek laat wat jy sê, wanneer ons besef waar ons autoriteit lê, waar ons mag lê, waar ons krag lê, waar ons hoop vandaan kom, dis wanneer ons reëse verslaan. Yes. Dis wanneer die magic happen. Verseker. So ja, dis baie cool. Ek wat nou 'n jagter en goed is, het gaan dink oor hierdie storie van Dawid en dink ek 'n 12-jarige seentjie wat 'n leeu doodmaak. En nou weet ek sorry, wat se met hierdie jagstories en goeters dan weet jy, sorry, dit is nogal rof. Ja. Dink jy hierdie 12-jarige seentjie, ek meen ek vat baie sulke jong seuns uit op jagte vir die eerste keer jag en alles en dink jy so 'n seentjie het 'n leeu doodgemaak. Dink jy, wat se limits sit ons nie op onsself nie, want wat se krag het ons nie eintlik binne in ons nie. Wat se autoriteit het ons nie eintlik nie. Maar ons besef dit nie altyd nie. En ja, ek het ook wat jy gesê het van dis okay as die Here nie nou op 'n oomblik weer gekom het vir mense nie. Ek het 'n storie wat nou onlangs gebeur het van mense wat in my selgroep is, wat die aand bel hulle my en sê vir my jy moet nou hospitaal toe kom. En ek weet nie wat regtig aangaan en ek sê so, okay, is reg, as hulle my nodig het, ek's daar. Ry soontoe en dan sien ek die pa staan nie buite, maar hy lyk regtig nie goed nie. Hy lyk nie regtig great nie en ek vra vir die wat gaan aan? Hy sê vir my 1,5-jarige dogtertjie lê daar binne. Hulle is besig om met recess. En nou voel dit vir jou half jy moet sak in jou skoene, want wat sê jy vir die ou? Ja. Wat sê jy vir so iemand? En ek staan en ek sê Here, jy is nog steeds goed. Jy kan enige situasie omdraai. En ek sê maar weet jy wat, ek is hier so laat ek vir julle bid en ek staan daar so vir 'n goeie tyd buite die hospitaal wat hulle dan net sê nee, niemand mag gaan kom nie, ouers mag nie eens inkom nie. Na die tyd hoor ons daai dogtertjie se hart het 2 keer in die hospitaal gaan, sy was 2 keer gerisas. Vir 'n so klein lyfie van 1,5 jaar oud is dit verskriklik. En eventually sê hulle hoorie nee, is reg, ek mag saam met hulle ingaan en ek mag vir gaan bid. Kom maar binne, nou moet jy hierdie ek wat self kinders het en self 'n dogtertjie, dan moet jy hierdie gesig sien is van nou lê hierdie arme klein dogtertjie daar met hierdie pype gekoppel, sy is op 'n ventilator gesit. Dit gaan net verskriklik en al wat ek sê is Here kom raak aan en genees. Ons staan op ten volle genees en jy het vir ons gesê jy het Jesus het aan die kruis gesterf vir ons sondes en ons siektes. Ons staan op die woord en ons verklaar dit oor hierdie liggaam dat sy net genees. En soos ek terug gaan staan, kom sê kry ek net hierdie wat dit net by my opkom is dat sy gaan genees. En ek is soos skryt en ons vertrou die Here vir dit en nie eers 24 uur later nie, na hulle op 'n hulle noem dit 'n induced coma gesit het, hulle net al kan kyk wat gaan aan met die lyf, hoekom het hierdie goed gebeur. Nie eers 24 uur later nie, sy daai dogtertjie regop in die bed. Sy drink 'n bottel melk en sy eet 'n appel. Nie eers 5 dae later toe sy uit die hospitaal uit, sy keer en sy het geen simptome van hoorie, dis het net gebeur het nie. Sy's genees, sy's aangerok, sy's genees nou. Ek meen nou later agtergekom sy het breinvliesontsteking, sy het RS virus, ons het klomp goed ek soos ek gaan wonder die liggaam het dalk gesê hy het gereset nie, want hierdie was rof, hierdie was alles so op een slag, maar deur dit is Here goed, want hy kom genees, en hy kom raak aan. En dan sit jy in jou eie lewe en dink jy, Here, maar dan dink jy wil gaan na die vraag toe van, ek sê maar, hoekom kon jy nie my vrou genees het nie? En dan sit van, hey, maar luister, dan gaan ek weer, kom alweer skrif op en sê, julle sal wel nie nou verstaan nie, maar eendag sal julle verstaan, en dan hou ek aan dit vas en sê, Here, ek het vrede met dit, gaan nie nou verstaan nie, maar eendag sal ek wel verstaan, maar solank jy vir my
hierdie hart bereidwillig is om uit te gaan en na buite toe om mense te gaan aanraak op buite en ek kan gaan, dan is ek bereid om die werk te gaan doen op buite. En solank ek mense kan gaan aanraak op buite en te vertel van jou, is dit vir my great. Dan kan ek vrede maak en ek kan weet eendag sal ek die antwoorde hê vir die vrae wat ek het, maar nou kan ek gaan doen wat die Here vir my vra om te doen. En dit is vir my great en dit is vir my lekker om dit te kan doen. En om so deur mense te gaan aanraak buite ook en waar jy sien 'n ou kom, hy verstaan nie sy identiteit en dan as jy daar wegstap, gaan 'n ou anders te weg want hy besef voor die maar ek het nou iets om voor te lewe, ek het iets om te verander in my lewe en ek kan en ek het al gesê ook is dat as 'n pa na huis tot bekering kom, dan volg die hele huisgesin en dan word 'n generasie gered, maar wanneer mans veral begin stil bly in huise, dan is daar 'n generasie besig om ten gronde te gaan. 100%. En dan vat dit my weer terug na die woord toe waar die ouers nie hulle kinders geleer het van wie God is en wie Jesus is nie. Het daar 'n hele generasie verlore gegaan, want toe is skielik 'n deel van Israel se volk nie geweet van die Here nie. Hulle het nie geweet wie is die God van Israel nie. Want hulle ouers hulle nie vertel nie. Dan sê ek soos maar ons het so groot verantwoordelikheid en ons kinders moet deur ons kan sien, deur ons kan leef en so by die Here uitkom en dis ons verantwoordelikheid wat ons het. Ja. En dan sê ek soos ons kan nie daai bekostig nie. Ons kan nie bekostig om en wat ook al ons ouers gedoen het, maak dit nie saak nie, want ons het die verantwoordelikheid. Ons kan sê hier by ons stop dit en ons gaan van ons af vorentoe gaan ons dinge regmaak. Ons kan nie aanhou met die siklus en aanhou met die siklus dat hy voortgaan nie. Ons moet hom stop by ons en sê raai, ons gaan vorentoe. En dis interessant, my pa het eendag vir my gesê jy kan nie 'n goeie pa wees as jy nie 'n ontmoeting met die Here gehad het nie. En dit is vir my so mooi want ek het jare terug toe ek nog in die huis gebly het, ek altyd in die oggend is een ding wat ek onthou wat ek nog tot vandag toe nog van my pa onthou is dat hy in die oggend het ek hom altyd gehoor bid. Voor ek hom in die oggende sien het ek hom gehoor bid. En dis iets wat saam met my leef en saam met my gaan weet ek hoorie. En my dogtertjie nou die dag toe sê sy vir my pa, "Jy's maar oupa, jy bid lank." En ek sê as jy gaan hoor vir hoeveel mense hy in die oggende bid, dan besef jy hoorie maar Jesus, wat ons mis iets want hoekom ons het die party van ons mans het hierdie opskietgebedjies so vinnig maar wanneer gaan spandeer ons regtig tyd? Wanneer gaan bid ons regtig vir ons families om ons? Wanneer gaan bid ons regtig vir ons kinders, ons vrou om ons? En gaan spandeer tyd met dit. Ek dink dit is belangrik. En ons moet terugkom na daai plek toe. En ek dink ons het al ek het al so baie mense gehoor en ek is die eerste ou wat dit sê is dat ek is moeg vir mense om te sê Jesus, maar jy gaan herlewing uitbreek in Suid-Afrika. Ek is moeg om dit net te hoor. Dis tyd dat moet oorgaan in aksie, dit moet begin gebeur. Wie gaan dit, dis die ding, soos, okay, wie gaan dit doen? Who's gonna do it? Jy weet, nee, iemand gaan dit doen. Okay, maar, presies, en ons almal sit en wag en dan kyk ons almal sit in kerk en dan wag ons dink ons Jesus, dit gaan nou van die pastoor afhang. Maar dit gaan nie. Dit gaan van ons afhang as mans om te sê, maar ons bring ons huisgesinne terug in die Vader se huis toe. Dit gaan van dit afhang om te sê, maar dit is waar herlewing begin. Ons dink herlewing is hierdie groot oomblikke wat ons verwag, maar dit is nie altyd wat dit is nie. Jesus sê, en dit is iets wat ek soos, wat die Here baie op my hart lê, veral as ek met mense gesels. Hy sê, an evil and adulterous generation looks for signs and wonders. Ja. Nee, en ek dink dis die ding is soos eintlik, ek wil aanlas by wat jy sê is, ons moet terugkom by die purpose of creation, eintlik. Nou, ek praat nou van voor die sondeval, voor Adam en Eva nou die verkeerde ding gedoen het God gesê, bewoon en bewerk die aarde, né? Okay, so dit is soos, plant voor, jy weet, doen julle ding, jy weet, leef. Toe het daar 'n bietjie verandering gekom, want sin entered the equation. En hy het dit weer vir ons gesê, hy het dit weer vir Noag hulle gesê na die vloed, want toe was dit weer 'n clean slate gewees, en weer gesê, bewoon en werk die aarde. En ongelukkig is ons maar vervalle mense, ons het 'n sondige natuur, human nature in homself is sondig, dit is flawed, en dit is hoekom jy wedergebore moet word in die glory of God, verstaan, in die koning, in die geestelike realm. Maar in elk geval, langs die kort is, die purpose is nie physical nie. Die purpose is spiritual. Die doel is die koninkryk van God. Nou dis 'n geestelike koninkryk. Dis nie 'n fisies, dit gaan obviously ons physical word, jy weet, maar dit is 'n spiritual kingdom en dit is ons fokus, ons doel, ons aksies moet gefokus wees op die geestelike uitwerking wat dit het.
En ek dink dit is hoekom goed soos jou pa wat elke oggend gebid het, so 'n moviese impak het Ja. tot vandag toe in jou lewe. Yes. Verstaan jy? Want dit is 'n geestelike, 'n fisiese aksie wat uitwerking het op die geestelike. Yes. En ek dink as ons net weer eens terugkom by die identiteit ding, as ons net weer besef wat die doel is van ons existence, dan maak alles meer sin. Dis great om 'n vrou te hê. Ek is baie dankbaar ek het 'n vrou. Ek is baie dankbaar ek het kinders. Maar dit is nie my purpose op hierdie planeet nie. Yes. Dis nie my purpose, my doel om 'n vrou en kinders te hê. My doel is om Christus te soek Yes. en om hom na te jaag. Want dan gaan al daai ander goeders baie meer vrugbaar wees, baie meer vrugte dra. Ek gaan kan bewoon en bewerk en vermeerder. Yes. As my fokus op die vine is. Jy weet, dit is soos ons moet ingeplug wees in Christus. Hoe kan die takkie vrug dra as hy nie gekoppel is aan die vine nie, aan die wortel nie? En ek dink dit is waar, en ek preek vir myself hier, ou. Soos ek preek nie vir mense nie, ek preek vir myself, want Yes. ek misluk baie hierin. Ja. Ek spandeer elke dag tyd met die Here, maar ek misluk ongelooflik baie daarin om dedicated tyd met hom te spandeer. Om te gaan sit en vir 'n uur te bid en Bybel te lees. Ek kom baie min daarby uit. En dit is nie, daar's geen verskoning nie. Ek wil dit nie justify, glad nie. Daar's geen verskoning nie. Maar ek kan sien in daai oomblikke wat ek dit versuim om dit te doen, hoe my lewe begin deteriorate. Hoe goeders om my begin in mekaar val en omneek en verstaan jy, jy begin die vuil sien in jou kamer. Ja. En dan as jy weer met die Here begin tyd spandeer en soos weer commit en goed, dan begin jy, dan is dit soos asof die ligte weer aangaan en die dinge begin weer bou en alles begin weer goed gaan en dan gaan dinge weer goed en daai vicious cycle is eintlik net wat ek dink jy van praat. Dit is soos, jy weet, dit is hoekom laat ons dit toe in ons eie lewens? Hoekom kan ons nie net by die source bly nie? En dis eintlik waar dis waar jy moet wees. Dis hoekom Jesus kort weggebreek het van die disippels af en gesê het ek gaan tyd met die Vader gaan spandeer. Want hy het selfs sy geestelike, sy fisiese liggaam, sy fisiese bestaan het nodig gehad om invigorated te word deur die Vader, deur God, wat die source is, die bron is van alle lewe en liefde en lig en ons kan nie funksioneer sonder hom nie. Dis die ding. Ons kan nie funksioneer sonder God nie. En as ons net weer besef, hy is die eerste hoofprioriteit, dan gaan dinge in jou lewe begin beter gaan. Ek het so ruk terug het ek met 'n klomp jong mense gepraat en toe gebruik ek hierdie voorbeeld wat jy nou praat van jy moet dit ingeplak bly. En ek sê vir hulle, en ek gebruik die selfoon as 'n voorbeeld. Ek sê luister, jy kan nie as jou selfoon gister laas gelaai was, nog vandag moet hom werk nie, want as hy af is hy af, dan beteken hy niks. Dan is jy half disconnected van die wêreld af. Jy gaan nie kan besigheid doen nie, jy gaan nie kan jou social media niks doen nie. Jy is afgesny van die wêreld af. En ek gebruik op die slide wat ek opsit, ek het 'n voorbeeld van 'n iPhone gebruik. Ek sê as hierdie nou in ons tyd was, Nokia 3310 was, dan is hierdie preek dalk nie so lekker uitgewerk het, want sy battery sou gehou het. En nou kyk hierdie mense my so, nou hulle het nie idee waarvan ek praat nie. Ek sê, okay, wel, it's 'n bietjie voor julle generasie, maar great. En ons nou verduidelik hulle van die iPhone. Ek sê luister, ons moet elke dag ingeplak wees, soos ons selfoon inplak om te charge. Sê dat daai klein stukkie vir jou voorbeeld wees om te sê, maar jy moet elke dag ingeplak wees in die Here en tyd gaan spandeer, want ek het ruk terug het ek gesê, ek is die eerste ou om te sê, is ek as Eben, as ek nie ingeplak is in die Here nie, dan maak ek 'n gemors van my eie lewe. En ek het die Here elke dag nodig, en ek het op my plek gekom met ek weet, ek het die Here elke dag nodig, want as ek nie die Here het nie, dan soos jy sê, jy begin al die goed in jou lewe gebeur, jy begin al die goed raak sien, al die veiligheid raak sien, en jy dwaal, as jy voor jou oë uitvee, dan het jy weggedwaal van die Here af. En dan wonder ons eers, maar hoekom is die Here nou so ver van ons? Is nee, die Here is nie ver van ons is ver van die Here af. Maar dit is juist dit, en ek sê altyd vir mense, luister, ek het op 'n plek gekom wat ek weet, ek het dit so nodig elke dag. En as ek dit gaan terugvat na
na Adam toe. Ek het 'n ruk terug gepreek gedoen wat ek die tema was Adam, waar is jy? Waar God uitgeroep het na Adam toe en hom gevra het, waar is jy? Nie omdat hy nie fisies waar is nie, maar hy het nie meer sy hart by hom gehad nie. Dis hoekom hy gevra het, waar is jy? En dink ek hierdie is 'n ou wat saam met God gewandel het in die tuin. Hy het iets gehad wat nie enige van ons ander mense gehad het nie. En nog steeds het hy gaan weggryp toe die oomblik toe sonde daar is toe gaan kruip hy weg. En dit is ons as man se natuur ook. Jy die oomblik wat jy begin sondig en goeders aan gaan kruip jy weg of jy gooi jouself toe in werk of jy gooi jouself toe met ander goed net om daai te verhoed want jy soos nee ek weet ek moet eintlik by die Here gaan sit. Iemand sê eendag vir my dit is soos Jesus sit op jou sitkamerbank en jy loop elke dag verby en jy wil nie regtig daar gaan sit nie. En hy sit en wag vir jou. En jy loop verby en jy hou jouself besig want jy wil nie daar gaan stil sit en met hom gaan praat nie. En ek dink dit is waar ons as mans moet kom en sê en ek dink eintlik enigiemand moet daar kom is om te sê maar ek moet kom stil sit. Soos ons nou sit en koffie drink vandag en gesels is ons moet gaan stil sit by Jesus en gaan hoor wat is dit wat hy wil hê met ons verander in ons lewe en dat ons met hom tyd spandeer. En tyd in die woord spandeer is die belangrikste dat ons kan begin vir onsself wysheid kry van wat in die woord regtig staan en ophou. Ek dink ons is op 'n plek waar ons gryp so na ander ouens se teachings toe op en hoe hulle maar ons gaan sit self nie tyd in die woord en gaan kyk self hoorie wat het jy gesê kom ons gaan lees staan dit regtig daar dat die Here vir jouself iets in die skrif openbaar nie. En ek dink dit is tyd dat ons weer op daai plek kom en terugkom. Weer eens as jy 'n fisiese Bybel vat en jy blaai hom deur, daar's iets in 'n ek wil sê in die Bybelse reek wat jy daai papier ryk wat net iets anderste is wat iets anders dit kan net nie vir jou gee nie. En of jy net daai wysheid uit deur dit kry, maar jy weet jy is oor hier het ek 'n Bybel in my hand. Dit is vandag se tegnologie is so dit daai heeltemal weggevat waar jy voel hoor jy sê die Bybel optel jy het hierdie wapen in jou hand wat so wysheid vir jou gee wat jy kan gebruik en ek dink ons mis dit verskriklik eintlik deur hoe ons leef en ons is so gejaag en ek meen ek weet die boere ook almal dink eers die boere sit in die oggend en drink koffie op die stoep en hulle kyk net uit op hulle beeste en dis nie die geval nie en gewoonlik sê ek vir die familie as hulle kom kuier dan sê ek vir hulle dis gewoonlik wat julle sien want dan spandeer ek tyd by julle dat hierdie gebeur want andersins is dit nie so nie. Jy gryp 'n koffie in die ry en jy gaan. Jy gryp sommer 2 beskuite en dan gaan jy. Exactly. En dis wat mense nie besef nie en dan dink hulle yes die boere het 'n lekker lewe en dit is verstaan nie wat so lank ure werk is hierdie nie. Verstaan nie. Ja, so nou is nou sê ek maar hoor kom ons leer jou deur dit. En gaan soek elke dag iets van die Here. Ek het so ruk terugvat ek ouens op 'n jag uit. En die oggend vroeg ry ons uit en begin die son so opkom en ek sê vir hulle stop die bakkie en almal dink yes hier gaan die bokke nou geskiet word en ek sê vir hulle nee wag stop gou kyk net gou vir daai sonopkoms en toe ek om my kyk toe staan al die manne buite en hulle neem foto's en almal het hierdie oomblik en ek sê Here wat wil jy my wys deur hierdie sonopkoms wat jy nou vir my wys en so uniek soos die Here vir my daar gesê het is dat elke area het 'n ander sonopkoms wat jy in die oggende sien. Elke area se lyk like anderste. En dis om vir elke ou wat na die sonopkoms in die oggende kyk 'n unieke boodskap te gee. Ja. En as ek soos Jesus, hoe kosbaar is dit nie dat in die kleinste detail wil die Here met ons tyd spandeer. En ons mis dit want baie mense dan wil hulle die sonondergang sien en dan sê dit soos maar het jy die sonopkoms gesien want die sonopkoms in die oggend is hoop. Dis hoop vir die dag, is hoop vir wat kan ek vandag doen? Die sonondergang is soos ek wat het ek vandag bereik om weer terug gereflekteer vir wat het ek vandag gedoen. Ja. En baie mense mis dit in die oggende want hulle sien nie dit raak nie want hulle is so gejaag werk in die stad sien ek nou ook. Jy's so gejaag want almal sit in die verkeer en by die werk uitkom en goed en jy mis die mooi natuur om jou. Jy sien nie raak hoor jy kyk net in die klein goed om jou vas en sien die Here is nog steeds daar. Hy's nog steeds goed en hy bly nog steeds aan ons dink en hy bly nog steeds vir ons voorsien. Ek glo dit. Ja. Ek dink die hele soos een van die vyand se grootste taktieke is om ons te distract, verstaan. Ek het nie of jy daai boek Screwtape Letters gelees het van C.S. Lewis nie, maar dis 'n boek wat hy basies so uit die oogpunt van 'n demoon skryf wat soos hierdie generaal demoon wat nou vir sy soldate nou is verduidelik hoe om mense te distract en goeders, maar dis baie interessante boek. Ek sal dit nie vir almal aanraai nie. Ek dink jy moet op 'n geestelike plek wees waar jy bietjie soos eintlik net bietjie meer 'n goeie fondasie het voor jy nou die boek lees, maar dit is vir my baie interessant geweest want is iets soos die wormwood is nou die hoof demoon of wat ook al nou. En dan skryf hy nou ons vir hom en sê of Screwtape vir maak nie saak nie, maar dan skryf hy nou vir sy nephew en sê
the purpose is not to keep him from church. The purpose is to distract him from the truth. Nou dit is soos 'n ding van as hy ou nou in die kerk kan gaan, laat hom kerk toe gaan. Ons wil hom, dis fyn. Ons kom in die kerk. Yes. Ons wil hy moet in die kerk is. Maar as hy in die kerk is, dan wys vir hom die vrou daarvoor wat mooi lyk. Wys vir hom die ou hier wat in sy neus krap. Wys vir hom die ou daarso wat sy hoed skeef sit op sy kop. Nou sit daai ou die hele diens deur en hy kyk vir 300 ander goeters. Hy luister nie 'n woord wat daai predikant sê nie. Yes. Dis distraction. Verstaan, is soos dis die ding, is soos jy nou sê, ons sit in ons karre en ons ry, ons is op 'n mission, ons moet daar uitkom, ons moet dit doen. Jy dink al aan 300 goeters wat jy moet doen as jy by die werk kom. En die ironie is as jy daar kom het jy 299 van dit vergeet. Ja. Waar jy net eintlik in die bietjie eintlik moet present wees. Net kom net terug, bring net die fokus terug. En baie keer soos ek weer eens ek preaching to the choir, maar dis soos baie keer as jy daai epiphany het van hey, kom net terug hiernatoe gou. En dis so asof die Gees vir jou sê kom net hier. Jy weet, kom net bietjie terug na my toe. Laat ek jou help deur hierdie situasie. Het jy al ooit in 'n ding was jy ooit in 'n situasie waar jy het obviously want jy's 'n boer. Jy is in baie sulke situasies wat jy sukkel met iets. Maar dis iets blerry eenvoudig man. Dit is soos 'n trekker wat nie wil staart nie of jy's naderhand as jy net soos ek het nou al alles gedoen en hierdie blerry trekker wil nie staart nie. Maar jou kop was nou al op 300 verskillende plekke en dan is dit asof jy net vir 'n oomblik stil raak en net so ag Here help my net. Maar dis eintlik die eerste ding wat jy moes gedoen het, verstaan jy? Ja. En dan in daai moment dan jy soos kry jy hierdie idee en jy soos okay. Ek gaan hierdie ding nou draai, dan werk en dan sê jy so, ek het nou al 3 ure van my lewe gemors, en as ek net dadelik na die Here toe gegaan het, en hom dadelik om hulp gevra het, want ek dink ek sê nie dis altyd so maklik nie, nee, dit is nie altyd so maklik nie, en die antwoord kom ook nie altyd net so, verstaan, partykeer vat dit tyd, en ek het dit nou ook gesê met die identiteitskrisis waardeur ek gegaan het, wat nie in 'n maand opgelos was, of in 'n week of in 'n dag nie, dit het 2 jaar se stoei gevat, met God, en met alles om my, om 'n oplossing, nie 'n oplossing nie, maar om in daai plek te kom waar ek besef, God is eintlik die antwoord, en hy sê dit vir my baie duidelik, maar ek moes dit besef, en dis soos dis is wat ek nou sê, want jy stoei met hierdie probleem op hierdie trekker en jy probeer alles en jy het nou al die flippin dipsticks uitgehaal en jy het nou al die diffusers vervang en jy het nou al alles en dan moes jy net 'n skakeltjie hier aangesit het of ietsie simpel soos dit, verstaan jy? En ek dink dis baie keer hoe eenvoudig 'n lewe saam met Christus is. Dis soos om net eintlik kom terug, fokus en ek sal 'n laaste ding sê en dan sal ek jou geleentheid gee om dalk 'n laaste gedagte te deel, maar daai storie van die verlore seun, die parable of the lost son, is so amazing, want hy was so besig en distracted om sy geld en sy inheritance te squander, dat hy nooit gestop het om te dink wat hy besig is om te doen nie. En toe hy op 'n punt kom waar hy nou vir die varke kos gee, en weet jy wat eintlik cool van daai storie is? Vir die Jode is mos 'n vark is mos 'n unclean ding. Jy weet, dit is 'n vieslike ding. Soos, en hier is hierdie ou, hy's 'n Jood, besig om varke te voer. Soos dit is laer as laag. Verstaan, mense besef nie hoe laag was daai ou nie. Hy was soos the bottom of the bottom, lowest of the low. Jy kan nie dieper gaan as wat hy was nie. En in daai oomblik sê die Bybel, en hy het besef. Daar so asof hy switch aangaan het, soos ek sê, daai klein switch wat jy moes flip. Hy het besef. En dit is die key in daai hele storie, dat lewe beter sal wees by sy pa, selfs sy pa se diensknegte lewe beter as wat hy doen, verstaan jy? En dis net daai beseffing in daai stil oomblik waar jy actually sit en soos jy gesê het, 'n ernstige gesprek het met jouself. Soos, hey man, wat maak jy hier? Hoekom is jy in die varkhokke? Verseker. En dan flip die switch. Dis beter by my vader se huis. Dit moet wees. Dit verstaan, maar nee, die Here het goed in my lewe kom losmaak en
ja, net om mense om my aan te raak en Ja. en goed te beleef en goed te sien. Ek meen ek sit met vriende van my wat op plekke boer wat stories het. Ja. Wat ook hulle is 'n Messina vriend van my wat daar boer en hulle gaan ook droogtetydperk, hulle gaan al die boere kom mekaar, hulle gaan bid vir reën. En hy in die kar het hy sy dogtertjie se rooi sambreeltjie. Vat die sambreeltjie saam en hy loop en swaai die sambreeltjie en hy gaan ouens spot hom en sê vir hom ons is gerief om te bid vir reën, wat nie met 'n sambreel. Hy sê maar luister, ek wil nie terug kar toe nat reën nie, so ek het nie sambreel saamgebring. En hulle spot hom toe en so waar as dit het klaar gebid het, loop die ouens kar toe en hier begin dit reën. Hy het sy sambreeltjie uit, dankie Here vir die reën. En hy los dit daar. En ry plaas toe, nou begin die boere mekaar bel wie het reën gekry. Die interessante is die ouens wat hom gespot het oor die reën, wat hy in geloof bly staan het nie reën op hulle plase gekry nie. En hy het reën op sy plaas gekry en dit is nie net bietjie drizzle nie, dit is ordentlike reën. Dan besef jy maar die Here laat ook nie met hom spot nie. Ja. En as ons ernstig is oor 'n saak en weer eens daai ding van wees jy ernstig oor my, dan sal ek ernstig wees oor jou. En ek het dit hierdie jaar gesien met die mannekamp ook. Toe ons begin regtig ernstig raak oor die mannekamp en se besef hoor jy, maar ons is hier besig met groot werk van die Here. Toe begin die Here ernstig raak oor die goed. Want toe sê ek, my hele raak nou ernstig, nou gaan ek ernstig raak. En toe begin ons shift kom en nou begin goed op mannekampe gebeur en ouens kom vry van goed af. Die een wat daar gekom het, die een is een van my, dis soos hy's ook amper so 'n pa vir my. Ek ken hom al so lank en die pastoor sê vir my, hy kyk my so en hy kyk hierdie manne so, hy sê, yes, jy kan sien is 'n paar van hierdie manne wat al grondpad gery het in die lewe. Wat al die lewe het vir hulle geruk in rigtings in en vir hulle uitgegooi en dis rof. En daai ouens wat vrykom van goed af. Wat jy nie kan dink oor die yes, dis wat in ons samelewing gebeur nie. Jy sien maar yes, hoor hierdie is rof. Ons dink, nee, jy hoor altyd van hierdie stories oor see. Ja. Tot jy hierdie goed om jou begin hoor en sien maar hierdie is 'n realness om ons. Ja. En ek sit met so baie van my vriende om my wat jy so ook wil aanraak en jy bid so vir hulle en sê so, jy kom net terug by die Vader se voete. Kom net terug waar jy het ergens weggedwaal. Kom net terug. Ja. Die Here staan met oop arms en roep jy soos daai pa wat vir sy wat so oop arms staan en hy ontvang net sy seun. En dink ek, jy's vir my so 'n mooi storie. Want daai pa celebrate sy seun wat terugkom huis toe en hierdie seun dink, nee, ek verdien nie om hier te wees nie, maar hier is ek. En dit is presies daai humbleness wat ons ook het as ons regtig weet en jy weet oor die Jesus, maar ek as mens verdien nie eintlik hierdie genade nie, maar die Here is net goed en hy gee vir my hierdie vrylik, gee vir ons hierdie genade en dit is die amazing deel. Ja. Ek love daai hartspostuur man. Dis ietsie wat ek wil vir God ek wil vir hom die krediet gee vir die Heilige Gees wat my kort herinner dat ek aan daai storie van die en ek noem dit so baie op die show. Julian sê al moeg vir my dat ek dit sê, maar daai van die twee ouens wat in die tempelkompleks staan en die een ou is soos dit is dankie dat ek gered is en nie soos hierdie mense sondaars om my is nie en die ander ou staan en slaan op sy bors en sê Here ek's nie waardig nie, asseblief vergewe my, ek's net 'n sondaar. Jy weet en dan vra Jesus vir sy disippels wie het geregtig al weggestap. Daai verstaan, daai postuur in te neem van man, elke keer as ek bid dan besef ek soos hoe awesome is dit dat ek met God kan praat. Ja. En ek het nie altyd nie, maar is nou net omdat ek daai hartspostuur het van ek weet ek is nie goed genoeg nie. I know it. Ja. Verstaan, ek weet I'm not good enough. Maar daai genade, hoe genade onbeskryflik groot. Verstaan jy? Jesus, jy kan dit nie verduidelik nie. Maar om net daai posture te hê van die Vader wil jou terug hê. Hy's lief vir jou al is jy nie goed genoeg nie. Daai is die beauty van die storie. En soos jy sê, die pa wat nie net sy seun ontvang het nie, wat gehardloop het na sy seun toe. Hy het gehardloop na hom toe en hom gaan omhels. Verstaan jy, dis nie van hy staan daar op die stoep en wag vir 5 minute. Want ek weet as jy die storie gaan lees wat eintlik so cool is, hy het sy seun oor die jy weet hy het hom soos ver al sien aankom. Dit was nie van en hy het geweet dis my seun. Hoe ou verstaan, ek weet dis nou 'n parable. Ja, dis net dis 'n storie wat Jesus vertel het om die prinsip te verduidelik, maar Jesus het God se karakter gewys in daai parable. So sy eie karakter aan hulle gegee en gesê ek staan op daai stoep en wag vir jou
om weer terug oor die horison te kom. Verstaan, en ek weet wie jy is, ek ken jou. Ek weet as jy terugkom na my toe. En hy sê dit vir elke een wat hierdie ding kyk, daai ou wat voel, Jesus, ek is in 'n varkhok, ek is besig om saam met die varke te eet. Ja. En daar was baie van ons, julle, ek was ook daar, wat elke Vrydag aand saam met die varke gaan eet het. En dis die ding is, soos, as jy oor daai bultjie aangestap kom, dan kom die Vader, en hy kom haal jou. Ja, maar daar's 'n ander skrifgedeelte wat ook sê, gee jy net die een tree, Ja, en ek sal tot jou nader. ja. Dis net daai een tree, dis daai, ek sê dis daai 2 uur die oggend wat jy in die spieël vir jouself kyk, gesprek wat jy met jouself het, en wat jy vir jouself sê, maar ek herken nie wie ek nou is. En daai oomblik wat jy besef, maar hier waar ek nou is nie waar ek moet wees en ek moet terugkom. En dit is daai wat ons nodig het in ons lewe. Ons het nodig om daai te verander, en ek dink daar's so baie boere wat deur generasies ook wat hy boer maar soos sy pa gesê het, en hy weet nie om die leiersels oor te gee vir sy seun nie. Ja. En waar jy kan besef, maar jy's nie bevoorreg posisie om mense om jou aan te raak. Ek sê altyd vir mense, hoorie, ek dink een van die oudste beroepe in die Bybel is om te boer, want die Here praat baie deur boerdery met, gaan kyk in die skrif, daar's baie wat hy met dit praat, en ek dink die eerste vorm was Adam wat in die tuin was, en hy het gesê bewerk die land, en sê ek soos dis wat boere doen, bewerk die land. En as ek soos, die Here het 'n nou pad met 'n boer wat hy stap, want hy wys vir hom goed in die natuur raak, en ek het al stories wat ouens, en ek sê altyd op die plaas, en sê ek, Here, laat mense, die jagters wat hier kom, anders te wegstap as wat hulle gekom het. Dat hulle in die natuur of iets van jou raak sien, dat hulle iets aangeraak word. Ek het al ouens, en baie van die pastore wat ek ken, wat ek mee praat, lag altyd as ek dit hier daar sê, ek het al ouens na die Here toe gelei, wat ontmoeting met Jesus gehad het, terwyl hulle dronk was. Begin nou met my praat die aan, dan sê manne, kyk, ek sê altyd die eerste aan as die manne die aggressiefste dronk, want hulle is aggressie, hulle drink verskriklik, en daai eerste aand, ek het niks gesê nie, uit met my begin praat oor Jesus, en ek is soos, Here, dankie vir die oop deur, en ek begin met die ou praat, net daar en dan begin daai ou, hy bars in trane uit, hy begin sy sondes bely, en ek lei hom daar, net daar en dan, aan die Here toe, dink jy, yes, party van die ouens gaan van sê, yes, maar jy kan nou nie, op sulke goed, en soos luister, dis waar die ou het nou ontmoeting gehad, daai ou, dink jy dit was die slimste nie, maar daai ou het net daar en dan, bel hy sy vrou, terwyl hy dronk is, bel hy sy vrou, en hy huil, en hy sê, ek gaan huis toe kom, ek het nou net 'n ontmoeting met Jesus gehad, ek kom huis en ek kom maak ons huwelik reg. En ek hoor oor die foon skree sy vrou vir my, hy's dronk, hou op my bel, en sy druk die foon, en ek dog, hierdie gesprek het nie goed afgegaan nie. Ja. Die volgende oggend 6:00 staan daai ou op, terwyl ek die manne gaan wakker maak, het ons kan veld toe gaan, dat daai ou, sy vrou weer bel, en sê, luister, ek het regtig 'n ontmoeting gisterond gehad, ek was dalk dronk geweest, maar weet jy wat, ek my lewe het verander gisterond. Ek kom huis toe en ek kom maak ons huwelik reg, en jy hoor hoe 'n vrou aan die ander kant van die foon, hoe sy breek en hoe sy huil, en sy soos, wat ek dan besef deur dit is, maar daar's 'n vrou wat lank gister bid het vir hierdie oomblik, dat 'n man terugkom huis toe, en soos, maar ek kom maak dinge reg. En dan begin jy besef, yes, maar, hoor die Here is amazing, hoe hy manne net weer terugbring, hy bring jy net terug, en hy's gentle op hoe hy dit doen, dat 'n man besef, maar, hoor hierso, ek moet terugkom, en op 'n manier hoe hy dit doen is vir my so amazing, dat dit net gebeur soos die Here wil hê dit moet gebeur, en hoe mans net kan terugkom op daai plek van, ek het 'n vrou by die huis wat ek moet gaan aanraak, en ek moet haar gaan lei, op 'n goeie rigting gaan lei, en dat ek haar nader kan bring aan Jesus, want dit is ultimately wat ons moet doen, en dis daai om te besef, en daai oomblikke was vir my so sorry, dit maak vir my die moeite werd om ouens uit te vat met jagte, dit maak vir my dit so lekker, om deel van, ek sê altyd, ek het 'n jagselgroep ook by die kerk, wat ek vir ouens sê, terwyl ons agter 'n kudu-bil aanstap in die veld, wat ons wil jag, en ons walk and stalk hierdie ding, kan ons nog steeds die Here soek. Ons kan nog steeds die mooi van die Here sien, deur hierdie, ons hoef nie net by die kerke te doen nie. Ons kan deur ons alledaagse lewe, kan ons hierdie nog steeds doen, want ons as mans, ons wil hierdie oomblik gaan hê, ons wil hierdie alleen plekkie gaan soek, maar as jy in jou bakkie ry, ek sê vir die ouens op die plaas ook, sê vir die boere ook, ja, wie jy in jou bakkie ry, kan jy nog steeds met die Here praat, daar wie tussen die skape of die beeste of op die plaas rondry, jy nog steeds met die Here praat, jy nog steeds tyd spandeer. Dis nie te sê jy moet eenkant stil gaan sit, jy moet by die kerk wees of iets nie. Ek probeer daai vir mense leer, vir al die mans leer van, luister, maar deur die hele dag, kan jy nog steeds tyd spandeer, want ek weet nie waar ons in hierdie gekom nie, maar ons dink jy met jouself afsonder hierdie een stukkie, jy moet net hier sit, maar hier is 'n ongoing ding, dit is 'n verhouding wat ons het, en ons moet aanhou met dit. Ja. En dit is my,
die grootste. Jy het dit nou gesê. Adam het met God geloop. Verstaan, dit is soos Enoch is 'n goeie voorbeeld. Ek meen ons een lyn, soos letterlik 'n lyn in die Bybel oor Enoch wat sê en Enoch walked with God and God took him. Dis al, soos hy het met God geloop, hy het nie, maar ek meen die weer eens kyk na Daniel, hy het gaan sit en bid en dedicated tyd met die Here spandeer, so dis ook belangrik. Maar ek is ook 'n baie meer 'n ou van faith in practice, verstaan? Soos my godsdiens is in praktyk. Ek is op die pad, praat ek met die Here op. Soos ek nou nog gesê het, ek baie selde wat ek gaan sit en soos stilte tyd hou. Ek hou stilte tyd in my kar dalk of wat ook al, maar soos wat ek met die Here praat of as ek gaan draf of partykeer in die gym. Yes. Verstaan jy, dis soos dan praat ek diep gesprekke met die Here. Maar anyway, hoor julle, ons moet hom nou 'n bietjie ons moet hom kort knip. Maar yes, ou, ek gesels nou so lekker. Ek wil nie ophou nie. Ek is soos flip. Ja, Ek sal net aanhou gesels en dit is so nodig, ou. Dit is so nodig om net te fellowship en met manne te sit en te gesels oor God. En daar's soveel wonder, soos wonder, jy weet daai whimsy, daai magic, as ek dit so kan stel. Ek wil nie sê magic nie, want baie mense, maar soos die awesome goed. Jy weet dit gebeur wanneer mense net praat oor die Here en soos ek meen net in hierdie gesprek was ons soos 4 of 5 keer wat ek amper begin huil het. En dis nie omdat ek soos hierdie emotional dude is nie, dis net soos die Gees, man. Ja. Soos ek relate met dit en ek voel die mense se seer en soos daai compassion en daai goeters gebeur as jy fellowship oor die Here. Yes, verseker. En dis so beautiful en man, ek love wat jy doen en ek love wat die Here op jou hart gelê het. Dis iets wat hy op my hart ook gelê het al 'n rukkie terug en ek is bly om te sien dat hy dit op soveel meer man se harte begin lê om te sê, hey, daar's mans daar buite wat nodig het om net terug te kom na my toe. Verseker. En ons het dit 'n paar keer genoem en jy het dit op 1 of 2 keer gesê net om weer terug te kom by God se voete, by die Vader se voete en ag, dis ons hoop vir julle. Dit is regtig soos Ja. Ons is nie hier om julle te oortuig nie. Ons is hier om hopelik vir julle moed te gee om terug te kom na Jesus toe. En ek gaan afsluit met 'n gedagte, 'n storie van Dallas Jenkins. Nou vir die van julle wat nie weet wie dit is nie, dis die vervaardiger of die skrywer of die hoofou agter The Chosen, daai series van Jesus. En ek gaan nou nie ingaan of wat reg of verkeerd is nie. Dis vir julle om self te besluit. Maar ek like dit. Ek kyk dit, ek dink dis amazing en is vir my cool om te sien hoe hulle die depictions wat hulle doen en hoe dit moontlik kon gewees het en dit is hulle doel, is hoe dit moontlik kon gewees het, nie hoe presies hoe dit was nie. Maar in elk geval Dallas Jenkins, ek het 'n onderhoud van hom gekyk wat gesê het soos sy doel met die show was nooit om vir mense 'n beeld van Jesus te skep nie. Dit was altyd om vir mense te inspireer om terug te gaan na Jesus toe. Om terug te gaan na die woord toe, om te gaan kyk wat gebeur dalk in die show of dalk 'n manier hoe hulle iets uitbeeld en actually te gaan kyk in die skrif hoe dit regtig gebeur het. En dit was vir my so cool want dit is die fokus hier ook en dit lê op Eben se hart en dit lê op my hart is ons wil julle regtig net soos gaan net hiernatoe. Dis al wat jy hoef te wees. Is gaan spandeer tyd in jou woord, gaan praat met die Here. As jy iemand nodig het om mee te praat, asseblief reik uit. Jy weet, as jy nie weet waar om te gaan nie, as jy nie 'n kerk het of 'n gemeente het of 'n vriend het of is jy welkom om uit te reik na ons toe. Ek sal my details is altyd in elke liewe video wat ons uitsit op YouTube. So julle is welkom om uit te reik na ons toe en as julle graag met Eben in kontak wil kom, sal ek dit ook vir julle reël, so laat weet. Maar ja, ons wil regtig net hê julle moet by Jesus uitkom. Ja. En ervaar hierdie goed wat ek en hy nou van gepraat het en wat ek gesê het, soos die paar keer wat ek amper in trane uitgebars het en goed, om daai ondervinding van Jesus te hê en want ek ken sy hart. Ek wil amper weer begin huil, maar ek gaan nie meer praat nie want ek gaan nie ophou nie. Ewen het jy laaste ding wat jy graag wil sê of laaste gedagte voor ons om finaal afsluit? Ja, nee, ek dankie net vir die voorreg om hierdie te kan deel. Ek dink ons het definitief goed aangeraak
ons weer daar buite kan 'n verskil gemaak word en soos jy sê, mense kan uitreik na my toe ook. Ek het 'n page net vir boere wat ek met boere praat om hulle taal te praat en dan wat ek met alledaagse mans ook praat. En nie net mans nie, ek dink hierdie klink baie rof as ek net sê as ek heeltyd mans gebruik, maar dis omdat dit 'n passie vir my is. En omdat dit 'n liefde vir my is om met mans en boere oor die algemeen te praat, maar ek weet die gesin, die behoefte daar buite is soveel groter. Ja. En die uiteinde van hierdie is ons wil net hê mense moet weer hoop kry en by Jesus uitkom. Ek dink dit is om saam te vat hierdie hele storie is om af te sluit om te sê ons wil net hê mense moet by Jesus uitkom en ontmoeting met Jesus hê. Amen. Ja. Cool, love it. Dankie dat jy kom kuier het, ou. Baie dankie. Dit was regtig lekker. Dankie. Julle, dankie dat julle ingeskakel het en ja, ons sien julle in die volgende een. Totsiens.